Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 3 Desember, die ware Josua, die antitype. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons bied om vrylik u woord en hierdie studie te kan bestudeer. Liewe Here, as dit u wil is, laat dit asseblief 'n seën tot ons wees vandag. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Die verhaal van Josua moet deur die prisma van die Bybelse tipologie bekyk word. Die oorloë wat Josua gevoer het, was historiese gebeurtenisse. Dit vorm 'n deurslaggewende tydvak in Israel se geskiedenis. Daardie oorloë is gevoer sodat die Israeliete kon begin om die beloofde land te bewoon, sodat hulle daar hul toegekende erfporsie in rus en vrede kon geniet en 'n nuwe samelewing in pas met die beginsel van God se wet op die been kon bring. Let op die wyse waarop die Ou Testamentiese skrywers, soos Jesaja, later die Messias se werk beskryf, dat dit ook 'n toewysing van erfgrond behels, naamlik Jesaja 49 vers 8 Afrikaans 2020 vertaling, om van verlate erfgrond weer 'n erfdeel te maak. Dieselfde terminologie wat so dikwels in Josua voorkom, word hier ingespan. Net soos dit Josua se taak was om stukke van die beloofde land aan die Israeliete toe te ken, het die Messias wat as die nuwe Josua beskryf word, 'n geestelike erfporsie aan die nuwe Israel, dit wil sê aan geestelike Israel, toegeken. Lees Hebreërs 3 vers 7 tot Hebreërs 4 vers 11. Hoe bevestig die Nuwe Testament dat Josua, die nuwe Moses, op sigself ook 'n tipe van Jesus Christus was? Ons lees Hebreërs 3 vers 7 tot Hebreërs 4 vers 11. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werk 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal julle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewe van God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer, dat hy hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie,
Terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek soos gesê is, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus voor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Hebreërs 3 vers 7 tot Hebreërs 4 vers 11. Die Nuwe Testamentiese skrywers het vele aspekte van Jesus se sending aan die hand van Josua se lewensdaak beskryf. Na 40 jaar se woestynsomswerwinge het Josua die land Kanaan betree en sy werksaamhede daar begin. Op 'n soortgelyke wyse het die antitipiese Josua, dit wil sê Jesus, na 40 dae in die woestyn 'n nuwe fase betree en sy aardse bediening begin, soos gelees in Matteus 4 vers 1 tot 11, sowel as Lukas 4 vers 1 tot 13, en na 40 dae in die geestelike woestynslandskap van hierdie aarde 'n verdere fase betree en sy hemelse bediening begin. Lees gerus Handelinge 1 vers 3, sowel as verse 9 tot 11, sowel as Hebreërs 1 vers 2. Na Jesus se doop in die Jordaanrivier, wat op sy trek deur die Jordaan neerkom, soos gelees in Matteus 3 vers 13 tot 17, sowel as Markus 1 vers 9 tot 11, haal die evangelieskrywers Psalm 2 vers 7 en Jesaja 42 vers 1 aan, wat onderskeidelik 'n messiaanse psalm en een van die liedere van Jahweh se lydende dienskneg is. Matteus 3 vers 17 lees ons, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Markus 1 vers 11 lees, en daar het 'n stem uit die hemele gekom, U is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Lukas 3 vers 22 sê vir ons, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. Deur sy doop word Jesus dus as 'n goddelike krygsman uitgebeeld, wat deur 'n lewe van troue gehoorsaamheid, selfs tot die dood toe, Jahweh se oorlog teen die magte van boosheid gevoer het. Deur sy lewe en kruisdood word die uitwerping van Satan bewerkstellig. Lei hy ons om oor ons geestelike vyande te seëvier, bied hy geestelike rus aan sy kinders en ken hy aan sy verlofstes 'n erfporsie toe. Efesiërs 4 vers 8 lees ons, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangene geneem en gawes aan die mense gegee. Hebreërs 1 vers 4 lees ons, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Hebreërs 9 vers 15 sê vir ons, en daarom is hy 'n middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hebreërs 9 vers 15. Wat beteken die feit dat ons kan rus in die dinge wat Christus vir ons vermag het? Anders gestel, hoe verkry ons die sekerheid dat Jesus namens ons vir Satan oorwin het?